Goeiemôre hier op die 11de. Want ek het my ander bril opsit. Hierdie is like my werksbril, jy weet. So kom ons sit die ander bril op, sodat ek nog steeds kan mooi sien en kan beter lyk. Daar sê, nou lyk ek soos 'n dokter. Goeiemôre al julle pragtige mense daar buite, wat wil verandering sien in Suid-Afrika, en wat wil sien hoe hierdie verandering gaan plaasvind. Goeiemôre en welkom hier by ons video, die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons kan eintlik sê Suider-Afrika ook. Maar Suidelike is die suidelikste gedeelte van Afrika, en dit is nie net die suidpunt nie. So, kom ons kyk wat ons vandag met julle oor kan gesels, en ons wil graag gesels oor die Unie. Nou daar is 37, as ek nou reg getel het, daar is, Andrew, goeiemôre, daar is 37 profetiese woord oor die Unie. En ek wil net vir julle sê dat ons het nou al op verlede week se, of nie verlede week nie, met maandag se video het ons al oor die 600 kykke gehad op YouTube, en ons staan nou by 181 mense wat ingeteken het. Dis fantasties. Ek sal liewer dat 181 mense aansluit by die Federale Alliansie is, wat hulle net inteken by YouTube. Maar ons het mense nou uit alle spektrums en alle oorde uit, wat stadig maar seker beginne kyk, en ek bid om by mylpaal te haal van 200 so gou as moontlik. So goeiemôre aan almal wat opkom, en ons praat natuurlik oor die profetiese woord op hierdie stadium. Ons sal later kyk hoe sekere goed by mekaar inskakel, maar vir nou is dit wat ons doen. Ons doen dit so, en ek dink dit is dit Dries? Nee, Dou. Amper reg, Dou. Ek het geweet daar was 'n D betrokke. Goeiemôre. Ek hou daarvan om al die goeiemôres gewoonlik so in die begin uit die weg uit te ruim, maar die mense kom maar op soos wat die mense opkom. En dit is ook oukei. So goed, ons praat gou oor 'n baie belangrike saak. Ek het die een ou hierso wat nou al vir my seker 6, 7, 8 boodskappe gestuur het op YouTube. Waar hy so graag net wil sy punt bewys deur die Israel. Wag ek het gou daai deur toemaak. Gee my 'n sekonde. Daai deur gaan bietjie klap. Dis 'n lelike wind wat die deur kom. In elk geval, hierdie ou wil graag sy punt bewys. Mani en Johan, goeiemôre. Deur vir my so graag te probeer oortuig van die Israel wit visie. Wat hy nie verstaan nie, is dat ek is 'n kenner van die woord. Ek is regtig. Ek is 'n student van die woord. Ek is 'n student van die geskiedenis van die woord. Ek is 'n student van die argeologie van die woord. So daar is 'n klomp goed wat ek weet, maar ek weet nie alles nie. Maar een ding wat ek vir jou kan sê met alle sekerheid, dat die eerste kerk het geglo dat Yeshua Mashiach, Jesus die Christus, die weg, die waarheid en die lewe is. En dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. Wat ook die waarheid is dat in vandag se tyd daar nog steeds bewegings is wat werk met die Heilige Gees, en hulle sien nog steeds wonderwerke vandag. Die oorgrote meerderheid mense sien nie die goed nie, omdat hulle nie daarin glo nie. Jy sien? Die God wat gister was, is dieselfde God vandag, en is dieselfde God van ons toekoms. Vader, Seun en Heilige Gees. En die drie enige God kom baie, baie duidelik tevore in die Ou Testament. So dis nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie. So hoekom sê ek hierdie goed? Want ek het vir hierdie ou gesê, wat vir my belangrik is nie jou teologie nie, wat vir my belangrik is gaan jy hemel toe of hel toe. En daarom praat ons oor die profetiese woord. Hoekom praat ons oor die profetiese woord? Want deur die profetiese woord kry ons leiding in dit wat was, dit wat is en dit wat nog gaan kom.
En Vader het nog steeds profetiese woord in sy Ou Testament, of die eerste klompie jare van die beweging van die Gees van God oor die aarde, tot en met Maleagi, as ek reg onthou. So daar is 'n beweging van sy Gees deur die wêreld. Duif, goeiemôre. En in daardie Ou Testament is daar profetiese woord. Daar is profetiese woord wat nou nog nie waar geword het nie. Maar daar is baie ander profetiese woord wat reeds waar geword het. En dit kom duidelik tevore in die boek van Daniël. So die Vader stuur sy profete uit. Dit is baie duidelik in die Ou Testament. Dit is ook baie duidelik in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 14 vertel vir ons, wanneer julle by mekaar kom, 1 of 2 of 3 moet profeteer. Wat beteken dit? Presies dit wat hy daar sê. Maar ons doen dit nie in ons gemeentes nie, want ons is te konservatief. Of ons glo die dom leraars wat nie weet wie is die Heilige Gees nie. Maar ons moet kan profeteer. En ons het 'n boereprofeet wat vir ons geprofeteer het oor die Unie. Moredolf. Hy het geprofeteer oor die Unie. So kom ons kyk 'n bietjie. Ek het maandag net so geraak aan die Unie en ek het een ding nie vir julle gesê nie. In die noorde van die Unie is nuwe veldskoene. Nou ons het dit nou al, ons weet nou wat is die veldskoene, né? Veldskoene is regering. Die spykertjies val uit die veldskoene uit. En toe word dit op 'n hoop en toe is dit gesmelte lood. Daar's 2 dinge wat jy doen met gesmelte lood. Daai tyd. As jy op die kus gebly het, die sinkers gemaak, die vis gevang. Maar in daai tyd, wat het jy gemaak met gesmelte lood? Duif, Mani, Dolf, Andrew, Dou, Johan. Wat het ons gemaak met gesmelte lood? Julle ken die antwoord. Wat sien ons nou gebeur op hierdie stadium? Ons sien 'n saamgeflanste regering wat besig is om uitmekaar uit te val. Maar ons sien 'n sogenaamde Afrikaner party wat nou 'n reënboogparty word. Gaan die ding se spykertjies nie ook uitval nie. Dit gaan, want God is klaar met partypolitiek in Suid-Afrika. Ek sê dit sonder om te blik of te bloos. God is klaar met partypolitiek in Suid-Afrika. Goed. Ons het gesien van die wiel. In die weste kant van die Unie is 'n put. En daar lê droë garingbalke oor die put. Die weste kant van die Unie. Met ander woorde, as jy na die kaart kyk, links van Johannesburg, die weste kant van die Unie. 'n Put is 'n haaglike situasie. Jy moes grawe vir daai water. En dan partykeer kry jy nie water nie. 'n Put is 'n haaglike situasie. En hoekom is dit 'n haaglike situasie in hierdie geval? Want daar lê droë garingbalke oor die put. 'n Garingbalk is 'n persoon. En 'n droë garingbalk is 'n dooie persoon. Dit is wat dit is. 'n Put is 'n haaglike situasie. En droë garingbalke, dis lyke wat daar lê. Op die put, bo die put, binne in die put. Het dit in ons tyd gebeur? As dit in ons tyd gebeur het, sou ons daarvan geweet het. Dalk was daar soldate, dit kon boere soldate gewees het, dit kon Engelse soldate gewees het, wat daar gesterf het by 'n put, en hulle lyke en goed is daar aangegooi. Sal my nie verbaas as ons eendag opgrawings doen en ons kry dit nie. Maar in elk geval, in die noorde van die Unie, hou altyd die kaart voor jou. In die noorde van die Unie is 'n boer. Sy veldskoene gaan uit sy voete uit en hy buig op sy knieë na die weste. Ons het hierdie ene behandel. Hy kan nie meer nie. Hy het nie meer 'n regering nie.
Die boer kan nie meer nie. Hy het nie meer 'n regering nie. Hy kyk wes. Gebeur dit nie nou in ons tyd nie? Wat sê die Vader vir ons in sy Bybel? Waar sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. My hulp sal kom van die Vader en die Allerhoogste. Dit is nou my bietjie vertaling van die skrif daarso. Maar hierdie boer kyk wes, mense. Luister mooi, dis nie 'n Afrikaner wat wes kyk nie. Dis nie 'n boere Afrikaner wat wes kyk nie. Dis boere. Soek hulp in die weste uit. Ag ou Trump, kom help ons tog asseblief Trump. Trump, kom help ons. Ons is te pateties om onsself te help. Ons het vergeet dat ons 'n empire gewen het. Hulle het ons net gestuit omdat hulle ons vroue en kinders doodgemaak het. Maar Trump, asseblief, ons vergeet daarvan dat ons 'n eerste wêreldse nasie opgebou het. Dis wat nou gebeur in ons land. Dis 'n skande. Die boere het nie na die weste gekyk in die Anglo-Boereoorlog nie. Daar kom 'n vrou in die Unie. Ook in gesig. 'n Vrou praat van 'n verskillende klompie situasies. Dit praat van vrede, dit praat van oorlog, dit praat van 'n rusperiode, dit praat van goeie tye, dit praat van slegte tye. Daar kom 'n vrou in die gesig. Sy is swaar rou aangetrek. Hier was groot moeilikheid. Kyk ook wes. Die vrou kyk ook wes. Toe staan ek en kyk na die noorde en voor my kom 'n swart streep en rook kom uit die aarde uit. Moeilikheid uit die noorde uit. Het ons al ooit moeilikheid gehad uit die noorde uit? Haai, goeiemôre. Het ons al ooit moeilikheid gehad uit die noorde uit? Nee. As 'n ou kyk na die verskillende Engelse veldslae en die goed, die Engelse oorlog wat ons gehad het, die enigste moeilikheid wat ons uit die noorde uit gehad het, was Angola. So dit kan verwys na Angola toe ook. Ja, dit kan. As ek nou mooi daaraan dink. Die vrou is ook in rou aangetrek en sy kyk wes. Kyk ook wes. Die Unie is donker. Maar asof die donker leef, die donker gaan oop. En 1-3 voorploeg. En 1-3 voorploeg naar. Wat beteken dit? Dis moeilikheid hier so by ons mense. Maar daar kom een ploeg in sig. Een ploeg. Net gou hier so kyk. Die 3 voorploeg. Verwys na oorlog en verandering, 3 leiers. Oorlog en verandering, 3 leiers. En raai wat? Net gou opgaan hier na boontoe. Hierdie is nuwe verstane hierdie is nuwe verstane van die simboliek. 3 leiers, 1 ploeg. Ralie, goeiemôre. 3 leiers, 1 ploeg. Maar wat is goed? Dis 1 ploeg. Die 3 leiers het hulle ideologie een kant toe geskuif, 3 groot leiers, en dit is saamgevoeg en dit ploeg op een manier. So dis donker in die Unie. Hierdie is ons tyd. Hoekom? Want in 'n ander profetiese woord is daar 3 swart potte wat sit op die verhoog. En 'n 4de ene kom by. Dit is ons tyd. Dis ons tyd. Die Unie kom in gesig, heeltemal omgeploeg. Heeltemal omgeploeg. Maar dit lyk soos 'n ou ashoop wat deur die ploeg geploeg het. Dit lyk soos 'n ou ashoop. Wat sê hulle van Suid-Afrika op hierdie stadium?
Wat sê hulle van ons? Junk status. Ons is gemors. Nou moet hierdie ploeg kom, en hy moet ploeg. En hy ploeg hierdie aarde so om, het lyk soos 'n ashoop. Partykeer is dit maklik om die simboliek te verstaan. Want hy sê net wat hy sê. Dis al wat hy sê. Hy sê wat hy sê. Hy sê dit soos hy dit sien. Nee? Daar was nie op enige tyd in ons geskiedenis 3 leiers wat saamgekom het onder een dak, wat een ploeg gevorm het, en wat die hele Unie omgedop het, laat het lyk soos 'n ashoop nie. Maar ploeg gaan hy geploeg word. Diegene van julle wat my koffie met brood video's gekyk het, julle weet waarvan ek praat. Ploeg gaan ons ploeg. Ons weet wat ons wil doen, en ons gaan dit doen. O, ashoop. En die Unie kom 'n roer uit. Pierre, goeiemôre. En sy kolf is na die weste. Sy kolf is nie sy loop nie. Sy kolf is na die weste. Met ander woorde, waar staan die persoon en in watter rigting kyk hy? Hy staan in die weste, die kolf is in sy skouer, die geweer wys na Johannesburg se kant. Is nie moeilik om dit te verstaan nie. Dit is 'n mag, 'n gewapende mag, wat gaan beweeg. Kyk wat sê hy. Hy beantwoord hierdie vir ons. Hy sê, ek. Wie is ek? As hy praat van ek, praat hy van die boervolk. Ek staan met 'n nuwe roer aan die kop. En ek korrel oos. Wat sê dit vir ons? Dit gee vir ons oorlogsinstruksies. Dit gee vir ons verwysingsraamwerk vorentoe. Dit vertel vir ons al hoe meer hoe belangrik Lichtenburg in ons geskiedenis is. Wes. Kyk oos. Maar daar is ander profetiese belangrike dinge wat met Lichtenburg gebeur. In die ooste is 'n kospot. In die ooste. Daar is vuur onder daai pot. Pot praat van 'n leier. Pot praat van ideologie. Oos is moeilikheid. Hierso in hakies het ek gesit Unie, want dis in die tyd van die Unie. Maar is nie in daai tyd nie, dis in ons tyd. Wat sê hy so? In die ooste is 'n kospot. Hy sê nie in die ooste van die Unie nie. Hy sê nie in die ooste van die Unie staan 'n kospot nie, nee. In die ooste is daar 'n kospot. En daar is 'n vuur onder daai pot. Nou, na aanleiding van die profetiese woord kan ek net aan 2 plekke dink. Die een is Indië. En die mense het om my al gevra, maar hoekom Indië? Hoekom sal Indië vir ons 'n probleem wees? Indië gaan vir ons 'n probleem wees as gevolg van dit wat ons gaan doen in Suid-Afrika, wat godsdiens aanbetref. So Indië kan vir ons 'n probleem word. Maar watter ander spesie, kultuur is ook in die ooste, wat nou al vir ons 'n probleem is, wat nou al myne wil opkoop, wat nou al ons grondgebied opkoop. Kom iemand vat 'n raai, julle weet wie dit is. Daar's 'n kospot en daar's vuur onder daai kospot. Hierdie is nie nou nie, hierdie is later. So wat sê Siener van Rensburg vir ons hierso? Ons moet voorberei. Want wanneer die stof gaan lê, gaan ons hierdie nasie moet optel, al die nasies. En ons gaan 'n mag moet saamstel. En ons gaan die regte tools moet kry. Julle weet wat ek bedoel wanneer ek sê tools. Ons gaan die regte tools moet kry, Andrew.
om dit wat in die ooste gebeur, te vnyk wanneer die tyd kom. En daar is 'n profetiese woord wat sê, die skepe word gestop, voordat dit by Durban se hawe uitkom. Alright, wat het hy geweet van skepe en 'n hawe? Hierdie is 'n interessante een. En hierdie is 'n interessante ene. Ek weet jy is so, Andrew. In Europa lê 'n vark op sy sy. Maar hy kyk na die weste. Wat's wes? Dis Amerika. Daar lê 'n vark op sy sy in Europa en hy kyk na die weste. 'n Vark is 'n kapitalis. Alright, hierdie is 'n wit vark. Want hoekom is dit 'n wit vark? Want sieners sê nie swart nie. Hy sê uitduidelik vir jou as dit 'n swart vark is. Maar hier lê 'n wit vark op sy sy. Geldmag, kapitalis. Hy kyk wes. Ons sien wat nou in die nuus gebeur op hierdie stadium tussen Europa en Amerika en. Maar kyk wat gebeur, 'n baie interessante ding gebeur. En hande met messe krap hom skoon. Hierdie vark, hy kan dit nie hou nie, hy word skoon gemaak. Het ons nie al gerugte gesien van die Wêreldekonomiese Fonds, wat besig is om uitmekaar uit te val nie? Ons tyd. Maar kyk nou, die vark kom in sterk skemer. Wat is sterk skemer? Dit is wanneer dit nou net so wil begin donker raak. Kom die vark en hy hang in die unie. Ons kry die fondse. As jy die goed verstaan, dan is dit nie moeilik. Die vark is geskrap in Europa. Ons moet nog so intoe gaan. Maar die vark word daar geskraap en dan hang daai vleis in die unie. En nou kyk wat sê hy. Die vark word 'n skaap waarvan die vel af is. Met ander woorde, die skaap is voorberei vir die spit. Dit gaan lekker wees, ons gaan lekker eet. Boeretaal, mense. Eenvoudige boeretaal. Dis nie gekompliseerd nie. Maar jy het die gees van God nodig om jou te lei deur hierdie goed. Hier kom dit nou. Breinwaans trek met groot rooi osse na die weste. Nou ons weet nou al wat brein is, en ons weet wat waans is. Ek wil net gou kyk of siener iets anders te daaromtrent gesê het. Ja, brein, waans wat brein is, boereoorlogstuig, boerevoertuie. Dis presies wat ek gesê het, met groot rooi osse. Kom ons gaan kyk wat sê hy van rooi osse. Ek weet wat dit is, ek gaan net gou seker maak. Kom ons kyk gou. Osse, hier's baie osse. Rooi osse. Rooi witterig, rooi osse. Hierdie is Engeland. Breinwaans trek met groot rooi osse na die weste. In die unie staan 'n wa so half met skaapvelle, naderhand is die wa ronde vol velle. Dit het gebeur. Dit is verlede tyd. Rooi beeste, rooi osse. Die oorlog tussen die Engelse en die boere. Die boere het afgechop hierso. Die boere het afgechop. So watse slagveld het plaasgevind in die weste van ons land? Onthou, as hy sê wes, is alles wes van Johannesburg. En die unie is 'n wit hond. Hoe laat is dit nou? Papa. En die unie is 'n wit hond. Wit is maklik, wat's hond? Die kans is goed as 'n politieke leier. Kom ek gaan kyk gou. Ja.
En die Unie se withond, hierdie is verlede tyd. Hy gaan in 'n gat in, kruip weg, hy kom voor die gat, hy word groter, en die spore gaan na die weste, die gat word 'n damwal, ek staan op die damwal, en die withond kom tussen die straatklippe uit. Hierdie withond word, hulle verwys in die profetiese woord, na hierdie withond, is iemand wat ons in die rug gesteek het, maar hy was redelik groot, en hy was redelik ver, en hy was redelik besig, en hierdie profetiese woord verwys na Louis Botha. Loftie wat sê, Louis Botha, wat probeer wegkruip het. Die boere het voor die gat gekom waar hy probeer wegkruip het, maar hy het groter geword. Sy spore het gegaan na die weste, in hierdie geval oor see. Hy het gat gekruip in die Engelse. Die gat waar hy was, het 'n damwal geword, en ons staan op die damwal. Maar die withond kom tussen die straatklippe uit, in ander woorde, liberale gemors wat net aangaan en aangaan en aangaan. Hier is ons tyd. In die Unie is die wêreld omgeploeg, onthou julle die ploeg? Die wêreld is nou omgeploeg. 'n Klomp mofskape trek na, nee, is oké, Loftie, jy kan ons weer kyk van die begin af. 'n Klomp mofskape trek na Johannesburg toe. Onthou ons wie die mofskape is? Ek weet voor my heilige siel, hoekom sien hulle nie hulle mofskape genoem het nie, maar hy het, julle Vrystaters, julle is die mofskape. 'n Klomp mofskape trek Johannesburg toe, en tussen hulle is een swart skaap. Nou, 'n swart skaap het twee betekenisse. Die een wat weet ons, dit is 'n maklike ding vir ons in die Afrikaanse taal. Daar is 'n swart skaap in die familie. Nie moeilik om te verstaan nie. Swart skaap is een wat altyd links wil trek, terwyl die ander wil regs trek. Maar in hierdie geval, kan ons sê, dit is 'n klomp leiers of groepe, whatever, wat beweeg uit die Vrystaat uit, en een van hulle stem nie saam nie. Hy wil sy eie ding doen. Hy wil net links voeter. Of ver regs. Hulle gaan so ver regs, dat hulle is eintlik links. En hulle besef dit nie. Dit is die een betekenis. En ek dink dit is die betekenis wat ons kan gee vir hierdie spesifieke profetiese woord. Maar 'n swart skaap kan ook beteken 'n swart leier wat saamwerk met die boere. En ons sien dit in ander profetiese woord. Hierdie was 'n bietjie rof. Hierdie ene was verlede tyd. Hierdie volgende ene. In die Unie kom van die ooste een breinperd. Ooste Durban se kant. Dis 'n breinperd. Dis 'n boereleier. Die perd kom by sakke en hy skeer dit oop en toe loop daar valboontjies uit. Valboontjies, Afrikaners. Toe word die boontjies mielies. Hier is die handsoppers. Mielies is Engelse. Liberale. Sappe, natte, whatever jy hulle wil noem. Wat was dit? Wie was skeef geweest daar? Die sappe, nee. Of was die sappe? Ja, ek dink was die sappe. Een breinperd, boereleier. Hy het sakke kom opskeer. En eers was dit Afrikaners en toe word hulle Engelse. In ander woorde, hulle het ons verraai. Dit is nie moeilik nie, hulle het ons verraai. Ja, hoeveel is daar? Hier is nog baie van die Unie. Ek sal, wat is vandag, Woensdag. Ek sal Vrydag ook weer aangaan met die Unie. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie ene. Toe kom van die noorde na die weste een voor water. Toe kom van die noorde, Europa, na die weste, Amerika, 'n voorwater. Toe loop op een plek geel water uit. Engelse nuus kom uit Europa uit, na Amerika toe. Die Engelse is bekommerd. Die nuus kom uit Europa uit. Ons weet van die vark wat daar geslag word. Kyk wat gebeur nou. Toe word die water van agteraf blou. Blou is Duitsland.
En toe word die water helder. En dit is vir ons nuus in die Unie. Nou kom ons lees dit net in gewone Afrikaanse taal. Die Engelse maak nuus, verkeerde nuus, wat hulle na Amerika toe stuur. Ai, Amerika, hierdie Suid-Afrikaners, nee, hulle gaan nou die reënboognasie opbreek, bla 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 bla. Die Duitsers kom en praat, nee. Die Engelse is besig om vir julle te lieg. Ons het die regte nuus, ons het die regte waarheid. En toe word die water helder in die Unie. In ander woorde, dit is vir ons goeie nuus. OK. Wat sê dit vir ons? Dis nog net een van die redes hoekom ons moet Europa toe gaan wanneer die tyd kom. Ons moet. En ons grootste bondgenoot in Duitsland gaan die AfD wees. Hoor wat ek vir julle sê. Hoor wat ek vir julle sê. Nou goed, is nou net na 8. Dis eers genoeg oor die Unie. Ons sal Vrydag aangaan met die Unie. Sien jy nou, kan julle nou sien hoekom die boeke wat geskryf is deur Adrian Snyman, deur Professor Raad is nou nog aan die gang, deur Andries Pretorius. Kan julle nou sien dat hierdie boeke is 'n klomp twak? Dit word nie reg gelees nie. Die profetiese woord word nie reg gelees nie. Die 30% wat hulle reg gekry het is goed, en hulle het dit gekry uit goed wat Siener gesê het, wat die dokter gesê het, wat kaptein Nieuwenhuis gesê het, wat Boy Moesman gesê het. So dan is dit nie moeilik nie. Weet julle, as Siener vir Boy Moesman gesê het, weet jy wat beteken dit, Boy? Dit beteken dit. Dan is dit maklik om dit te verstaan. En jy kan dit in 'n boek skryf. Is nie moeilik om dit dan in 'n boek te skryf nie. Maar, het jy die hele prentjie? Nee, jy het nie. Hierso het ons nou deur seker die helfte van die profetiese woord gegaan van die Unie, en ons sien daar is verskillende tydvakke wat hierso afspeel. Siener se tyd, die Anglo-Boereoorlog, die rebellie, die tyd van die kolonie, is nie ons tyd nie. Die tyd van die Unie is nie ons tyd nie, maar dit verwys na die toekomende tyd. Want ons is 'n republiek, veronderstel om te wees. Siener het nie die republiek geprofeteer nie. Waar hy die republiek geprofeteer het, was asof dit die Unie was. En dat goed gebeur voor die Unie, dat goed gebeur in die Unie, en dat goed gebeur na die Unie. So ou moet onderskeiding kan tref, en hierdie onderskeiding kom deur eenvoudige goeders te verstaan. Kleur, wat die kleure voorstel, wat die plekke na verwys, hoe om die plekke, die noorde en die weste en daai goed te verstaan, om te verstaan wanneer Siener sê ek, dis die boervolk, om te verstaan wanneer Siener sê ek en Siener, ek en Niklas, hy sê spesifiek ek en Niklas, en is hy wat dit skryf. As hy sê ek en Niklas is eenvoudig maklik, dis in sy tyd. So daar is goed wat hy gesê het, wat vir ons help om dit baie makliker te verstaan. Maar die ander goed moet jy verstaan met die Heilige Gees. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier. Nou ons soek almal verandering. Vanoggend moes ek nou slegte nuus ontvang dat die voertuig waarmee ek ry, het ek ook nou nie meer nie. Dit gaan nou eers terug Parys toe, want 'n ander voertuig word verkoop. Nou ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir die tyd wat ek die voertuig kon gebruik het. Maar nou is ek amper gevnyk. Nou moet ek Uber en Bolt en wat sê die ander ene, die Rema saam, Afrikaanse ene. Ek moet nou maar iets anders te uitfigure. So ek word nou by die knie gechop, maar dit is nou een van daai dinge. Jy sien, wanneer 'n ou probeer verandering bring, en ons is besig, nee, en jy sit goeders daar buite, soos byvoorbeeld,
ondersteun ons net met 'n R10, ondersteun ons net met 'n R20. En jy kry geen antwoord terug nie. 0. Vanaf ek het genoem het. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou die boere moet nog suffer. Julle het nog nie genoeg pak gekry nie. Julle het nog nie genoeg pak gekry nie. Ek kyk na die vriende van die boere WhatsApp groep. En hoe die ouens onder mekaar stry. Maar hoe ons in beginsel besluit het, ons gaan net praat van dit wat ons mee saamstem en nie die verskille nie. Maar dan sal een of ander stupid weer sy kop uitsteek en vir ons vertel daar's 'n verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner. En dat die sekretaris van die groep, lid van die volksraad, vir hom in die bek ruk en vir hom sê genoeg is genoeg. Ons wil nie meer na hierdie tipe stront luister nie. En hierdie binnengevegte wat nog plaasvind. Mense soek verandering, maar hulle ondersteun jou nie. So wat moet ek doen? Ek gaan aan. Ek gaan aan met dit wat ek het. Ek stop nie. Want dit gaan vir my oor erfenis. Ek sal nie Suid-Afrika los as 'n ashoop, 'n junk status, omdat ek nie die regte ondersteuning kry nie. Ek weier. Ek weier. Ek wil ook my kinders naby my hê. Maar my kinders probeer 'n beter lewe maak in Abu Dhabi. My ander kinders is in Namibië. Ek sê dit nou maar weer hier op die publieke platform. Ek wil ook my kinders by my hê, waar hulle goeie, ordentlike werk kan kry, sonder vrees. So ons gaan aan. En ons sal hierdie pad loop tot aan sy einde. En verder, deur die genade van bo. Sluit aan by die Federale Alliansie. So gou soos wat jy kan. Alright, gee wat jy kan. Maar sluit net aan, word deel van. Alright. Hoekom? Want ons is vryburgers. Ons is vry man, ons is soewerein. Ons het internasionale erkende grond. Heeltemal reg Lofty. Daardie valboontjies wat milies word, nee. Ons soek hulle nie, ons kort hulle nie. Ons wil daai vark gaan slag in Europa. En ons wil hierdie wiel aan die rol kry so gou as moontlik. En dit vat nie baie nie, mense. Dit vat nie baie nie. Dit vat 1 of 2 ryk boere om vir ons te sê, ons kan dit doen. Kom ons doen dit. Kom ons staan saam, ons doen dit. Dit vat nie baie nie. Die enigste rede hoekom ons dit nog nie gedoen het nie, is omdat eerstens, ons het nie die fondse nie, maar daar lê fondse in die buiteland, maar ons kan dit nie kry nie. Hierdie mense wil beleggings maak in 'n veranderde Suid-Afrika. En die ouens wie die gemors bokant ons kop weet wat besig is met goed, ons word dopgehou. Rekeninge word geblok. Kan nie geld van die buiteland af inkom nie. Tensy jy so land met 'n paar euro in jou sak, is 'n ander storie. Maar nou ja, ons sal miskien ander tipe, ons moet maar net ander platforms probeer. As ons eie boere mense, ons eie Afrikaner mense, ons eie boere Afrikaanse mense, ons nie kan help nie, of nie wil help nie, dan moet ons maar ander platforms probeer. Wie gaan dit wees? Rusland? Duitsland? Amerika? Maar ons vertrou vir God. Ons vertrou vir God. My geloof is onwrikbaar. Onwrikbaar. En ons sal 'n federale alliansie van Suidelike Afrika hê, waar elke nasie gaan vry wees om te doen wat hy wil, met sy eie kultuur, met die morele wet en met die gemene wet. Ons gaan. So ons is vryburgers. Dan is ons boere Afrikaners, ensovoorts. Saam met God maak eendrag mag, fantastiese Woensdag vir julle almal. Suid-Afrika speel, ek moet nou eers gou ry terwyl ek nog die kar het. Suid-Afrika speel nou vanoggend teen Afghanistan. Hoop hulle gee ons vir hulle pak.
want ons moet saam staan met ons eie mense. Die Springbokke, die Proteas, you name it. Dit is ons land, ons mense, en elkeen is geregtig op sy eie stuk. Daar is hy. Alles seën vir julle, né?